Welkom by dag 6. Net hierdie kameraatjie bietjie reg draai. Hy is bietjie skeef en ons moet net nie so skewe dag begin nie. Die begin van 'n nuwe lewe. Nou, ons gaan vandag bietjie met jou deel oor die begin van jou nuwe lewe. En die eerste ding waar jy kan begin is om deur God se woord te lees en volgens sy woord te begin lewe. Dat die Heilige Gees jou lei op jou nuwe reis. Maak gebruik van om aan te sluit by gebedsgroepe, by 'n kerk, by plekke waar jy geestelik by ander mense kan aanpas en mense jou nie kan aftrek nie, maar dat jy God se gebooie kan begin gehoorsaam wees. Om weergebore te word is 'n nuwe geestelike reis. Dit word gekenmerk deur groei, transformasie en 'n dieper verhouding met God. Dit is 'n uitnodiging om die volheid van die lewe te ervaar. Jesus het beloof in Johannes 10 vers 10, hy bring vir ons lewe en lewe in oorvloed. En deur te wandel na God se woord, gaan jy daai lewe en lewe in oorvloed ervaar. Die Heilige Gees wat binne in jou woon, gee vir jou leiding, hy gee vir jou leierskap en hy gee vir jou krag. En wanneer jy 'n gelowige word en Jesus Christus as jou Heer en Meester ervaar het, neem die Heilige Gees gewoonlik sy woonplek binne in jou. Nou, die Engels in die Psalm sê dit so pragtig, in the innermost parts of my belly. Nou ja, ek dink party mense het bietjie meer Heilige Gees as die ander gekry. Maar wel, hierdie indwelling van die Heilige Gees is 'n diepgaande, transformerende aspek van 'n Christelike lewe. Die rol van die Heilige Gees is veelsidig en veelvuldig en dis die insluitend van leiding, leierskap, krag en laat elkeen van ons in hierdie aspekte gaan ons vandag bietjie kyk wat beteken dit. Die leiding van die Heilige Gees. Nou kom ons lees Johannes 16 vers 13. Ek lees in die Afrikaans 53 vertaling. Maar wanneer hy, die Heilige Gees van die waarheid, gekom het, sal hy julle in al die waarheid lei, want hy sal nie van homself spreek nie, maar wat hy hoor, dit sal hy spreek, en hy sal julle die toekomstige dinge verkondig. Toekomstige dinge verkondig is daai profetiese woord en daai bemoediging wat hy vir jou ook kan gee. Nou baie profetiese woorde help mense ook. Word of knowledge, woord van kennis, ekskuus vir die Engels, woord van kennis wat ander mense help om hulle aan te moedig en te bemoedig om aan te gaan. Kom ons kyk wat sê hy van die waarheid. Die Heilige Gees openbaar die waarheid van God se woord en help gelowiges om die skrifte te verstaan. Ek het eendag met iemand gedeel wat voor hulle wedergebore was, kon hulle glad nie die Bybel lees nie. Die skrif het net gewoel, dit het vir hulle niks sin gemaak of niks nie. En die oomblik toe hulle Jesus Christus aanneem en hulle die Bybel vat en begin lees, kon hulle dit lees en het dit vir hulle sin gemaak. So terwyl jy jou Bybel lees, kan jy nuwe insigte kry en 'n dieper begrip van 'n gedeelte wat jou gelei word deur die Heilige Gees en dit gee vir jou verligting op die ou end van die dag. Die Heilige Gees help jou ook met onderskeiding van goddelike besluite, die optrede en kies wat jy moet ooreenstem. Baie keer neem ons besluite en ons het nie vrede nie. En dan werk daai besluit nie uit wat ons gedoen het nie. Jy neem nie 'n besluit as jy nie vrede het nie. Bid oor 'n saak en die oomblik as jy vrede het, die Heilige Gees gee vir jou vrede, dan weet jy dit is die regte besluit. Die oortuiging van sonde. Hoe baie keer kry ons hierdie innerlike aansporing om sonde te pleeg, maar dan voel ons baie dadelik ongemaklik. Ons weet dit is verkeerd. Draai terug, moet dit nie doen nie, want dit is die Heilige Gees wat jou aanspoor om dit nie te doen nie, dat dit sonde is. Die Heilige Gees in jou daaglikse lewe, dit help ons ook om God te eer. Jy mag aangemoedig voel om vir iemand te gaan bid. Dit gaan aangevoel om vir iemand 'n woord van bemoediging te gaan gee wat mismoedig is. Hoe baie keer is mense om ons mismoedig, vra vir God om vir jou 'n woord te gee, om vir mense te gaan gee, 'n woord van kennis, of om vriendelik op te tree in spesifieke situasies. Onthou, 'n vriendelike woord keer die grimmigheid af. Leierskap van die Heilige Gees, dit lees ons in Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Luister mooi, wat deur die Gees van God gelei word. Nou, hoe lei die Heilige Gees ons? En dan praat ons hier van geestelike groei.
Die Heilige Gees lei gelowiges om geestelike volwassenheid te kry, en ek wil dit tog reg help hier, dat jou gees is in een met God, maar jou geloof en jou standvastigheid in jou sielsdimensie, daai selfbeheersing wat jy in jou sielsdimensie kry, help jou om te groei in geloof, in liefde en in gehoorsaamheid. Oor 'n tyd mag jy toenemende geduld ervaar, 'n dieper liefde vir ander. Wat is God se hart? God se hart is sy mense, dat ons ander mense sal lief hê, en nie sal oordeel nie, maar dat ons sal lief hê en 'n groter begrip vir God se woord sal opmerk. Is almal tekens, hierdie is alles tekens van die Heilige Gees, wat vir ons leierskap gee. Kom ons kyk bietjie na jou doel en jou roeping. Die Heilige Gees openbaar God se doel en roeping in jou lewe, wat die vervulling vir jou goddelike bestemming bepaal. Onthou die dag toe jy gebore is, het God nie gesê, hierdie persoon is nou gebore nie. Christa is nou gebore, wat gaan ons nou met haar maak? Nee. Voor die grondlegging van hierdie wêreld het God 'n plan gehad vir jou lewe, en hy het 'n boek geskryf oor jou lewe. En jy moet uitvind, wat is daai doel, wat is daai purpose van jou lewe, dat jy 'n doelgerigte lewe kan lewe volgens dit wat God vir jou beplan het. Die eenheid in die gemeenskap, die Heilige Gees lei gelowiges na eenheid met ander Christene, wat gemeenskap en wederwysige ondersteuning binne in die liggaam van Christus kan bevorder. Jy mag gelei word om in jou kerk of in jou groep of in jou bediening waar jy aansluit, gelowiges te kan help, en dalk het jy 'n deel van kennis gekry, dalk het jy die gawe van geneesmaking gekry, jy is daar om ander te help. Die sending en evangelisasie, die Heilige Gees lei jou om evangelie te deel en uit te reik na ander met die liefde van Christus. Jy mag aangemoedig voel om die geloof met jou kollega te deel, of iemand in die gemeenskap, of in die straat, het iemand jou dalk nodig. Jy kan dit dalk ook deel. Wat is die krag van die Heilige Gees? Kom ons lees dit in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees, sowel as in Jerusalem en in Judea tot aan die uiteindes van die aarde. Jesus het inteendeel vir hulle gesê, hulle moet wag totdat hulle die Heilige Gees ontvang het, voordat hulle uitgaan, sodat hulle die nodige krag en wysheid sal hê, wat hy vir hulle gee, om te spreek op die regte tye. Efesiërs 3 vers 16 sê, ek lees hier die Afrikaans 53 uit, dat hy julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. Is dit nie wonderlik nie? Te gee, hy gee vir ons na die rykdom van sy heerlikheid, om kragtig versterk te word deur die Gees in die innerlike mens. Nou, hoe versterk die Here ons met innerlike krag? Die Heilige Gees verskaf innerlike krag om beproewinge te verduur. Daai tye wat ons swaar deurgaan, versoekinge te weerstaan, uitdagings te oorkom. Tydens moeilike tye mag jy bonatuurlike krag kry en vrede ervaar, wanneer ander mense paniek, hulle gaan na panic stations, as hulle hierdie goed nie kan hanteer nie, maar jy sal vrede en krag ervaar, wat jou in staat stel om vol te hou. Jy gaan bekragtig word in jou bediening. Die Heilige Gees bekragtig gelowiges met geestelike gawes en vermoëns om God en ander doeltreffend te dien. Nie vir jouself nie. Hierdie gee hy vir jou om ander te gaan dien. Jy mag gawes van onderrig, genesing, profeseë ontvang, 'n woord van kennis wat jou in staat stel om kragtig te bedien in die kerk of in die gemeenskap. Jy hoef nie altyd net in jou kerk dit te doen nie. Jy kan in die gemeenskap, in die straat waar jy loop, in jou winkel waar jy groceries koop, by jou werk, jy kan dit daar uitleef. Dapperheid en moed om die evangelie te verkondig en vas te staan in die geloof, selfs in die aangesig van teenstand. Wanneer jy teenstand ervaar, kan jy vrede in jou hart hê.
Wanneer jy jou geloof deel, mag jy dapperheid en selfvertroue ervaar en natuurlike vermoëns te oorskry. Dat natuurlik vermoëns totaal en al oorskry, is daai vrede van God wat jy ervaar wanneer almal om jou uitfriek, ervaar jy die vrede, so soete vrede van Jesus Christus af. Troos en bemoediging, veral gedurende tye van hartseer en verlies, of moedeloosheid, is God se teenwoordigheid en liefde vir jou daar. Maar wat is die praktiese toepassing? Gereelde gebed en gemeenskap. Kweek 'n gewoonte van gereelde gebed en gemeenskap met die Heilige Gees aan. Nooi hom uit om in elke aspek van jou lewe jou te lei en jou te versterk. Ons gaan later in boek 2 gaan ons die doping van die Heilige Gees met julle deel. En dan ervaar jy meer krag en soewereine krag van God af wanneer jy die doping van die Heilige Gees ontvang het. Jy bevind jou ook diep in die Bybel en jy laat die Heilige Gees toe om die skrifte vir jou te verlig en God se waarheid aan jou te openbaar. Jy moet gehoorsaam wees. Vertrou op sy leiding, selfs wanneer dit nie onmiddellik sin maak nie. Vertrou op die Hemelse Vader se leiding. Omring jouself met ander gelowiges wat ook deur die Heilige Gees gelei word. Neem deel aan 'n kerklike gemeenskap waar jy mekaar kan aanmoedig en ondersteun. En onthou jou geestelike gawes, ontdek en ontwikkel die geestelike gawes wat die Heilige Gees aan jou gegee het. Gebruik dit om ander te dien en God te verheerlik. Die begrip van aanvaarding van die Heilige Gees se rol in jou lewe lei tot dieper, meer lewendige verhouding met God. Sy leiding, sy leierskap en krag rus jou toe om geloof met 'n doel en in selfvertroue en in vreugde uit te leef. Mag die vrede en vreugde van die Hemelse Vader oor jou kom en mag jy vandag weet dat hy in beheer is van jou lewe. Shalom, vrede.